Genesis, hoofstuk 48. 'n Rukkie later is daar aan Josef berig gebring: "Jou pa is baie siek." Hy het vir Manasse en Efraim saam met hom na sy pa toe gevat. Aan Jakob is gesê: "Josef is hier om u te sien." Jakob het al sy krag gebruik om oorheen te kom in die bed. Toe sê Jakob vir Josef: "By Lus, in die land Kanaan, het die Almagtige God aan my verskyn en my geseën. Hy het vir my gesê: Ek maak jou vrugbaar, jou nageslag sal baie word, en uit jou sal baie volke voortkom. Aan jou en jou nageslag gee ek hierdie land as 'n ewige besitting. Kyk, jou 2 seuns, Efraim en Manasse, wat vir jou hier in Egipte gebore is voordat ek hiernatoe gekom het, sal my seuns wees soos Ruben en Simeon my seuns is. Die kinders wat vir jou na hulle gebore word, sal joune wees. Wat hulle erfgrond betref, sal hulle by die name van Efraim en Manasse gevoeg word. Toe ek uit Padan Aram getrek het, het jou ma in die land Kanaan gesterf net voor ons Efrata sou bereik. Ek het haar daar langs die pad begrawe, op pad na Efrata toe, vandag bekend as Bethlehem." Israel het Josef se 2 seuns gesien. Hy vra toe: "Wie is hierdie seuns?" En Josef antwoord: "Dit is my 2 seuns wat God my hier in Egipte gegee het." Jakob sê toe: "Laat hulle nader kom, ek wil hulle graag seën." Israel se oë was al baie swak weens sy hoë ouderdom. Hy kon nie meer duidelik sien nie. Alles het dof gelyk. Josef het sy 2 seuns nader gebring. Israel het die 2 seuns omhels en gesoen groet. Israel sê toe vir Josef: "Ek het nie eers daarvan gedroom om jou weer te sien nie. En kyk, deur die genade van God sien ek vandag ook jou kinders." Toe laat Josef sy seuns 'n bietjie terugstaan van hulle oupa se knieë af. Hy self het laag voor Israel gebuig. Josef het toe sy seuns laat nader staan aan Israel. Hy het Efraim aan Israel se regterkant, dit is Josef se linkerkant, laat staan, en Manasse aan Israel se linkerkant, dit is Josef se regterkant, laat staan. Maar toe Israel sy hande op die koppe van die 2 seuns sit, het hy sy arms gekruis. Hy het sy regterhand op Efraim se kop gesit en sy linkerhand op Manasse se kop gesit, alhoewel hy die oudste was. Daarop seën hy vir Josef en sê: "Die God van my oupa Abraham en my pa Isak, die God wat my hele lewe lank by my was en tot vandag toe my opgepas het, die engel wat my uit alle gevaar en teenspoed verlos het, mag hy die 2 seuns seën. Mag my naam en die naam van my oupa Abraham en pa Isak deur hulle genoem word. Mag hulle 'n baie groot nasie word." Josef het gesien dat sy pa se regterhand op die kop van Efraim se jongste was. Vir hom was dit nie reg nie. Hy het Israel se regterhand gevat om dit op Manasse se oudste seun se kop te sit. Hy sê toe: "Nee pa, jy moet die hande omruil en jou regterhand op hierdie een se kop sit, want hy is die oudste." Sy pa het egter geweier en gesê: "Ek weet my seun, ek weet. Hy sal ook 'n groot volk wees. Ja, hy sal groot wees. Sy jongste broer sal egter baie groter as hy wees. Uit sy nageslag sal daar baie nasies voortkom." Hy het sy klein seuns op die dag geseën en gesê: "Die hele Israel sal mekaar seën met die woorde: Mag God jou seën soos hy Efraim en Manasse geseën het." So het Israel dan vir Efraim bo Manasse gestel. Toe sê Israel vir Josef: "Kyk, my tyd om dood te gaan is baie naby. God sal met julle almal wees. Hy sal sorg dat julle teruggaan na Kanaan, die land van julle voorgeslagte. Vir jou gee ek 'n ekstra stuk grond, die grond van Sichem. Ek het dit destyds van die Amorite afgeneem met my swaard en my boog."